ontdek die waarheid van die Bybel. Die boek Spreuke deel 115. Ek is professor Hannes Redlinghuis van die Eerste Gemeente van Jaffa Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enige van die boeke wat ek geskryf het, en daar's 'n hele klomp van hulle A4 en A5 boeke wat tans in druk is, kontak ons by ons webtuiste https://jaffashua.co.za. Ek het so 'n bietjie omgeruil, of gaan na my webtuiste 07, na my WhatsApp nommer 0722 367 124. Ek wil net noem dat môre as Vader Liewe en Sondagspaar is ons onderdompelingsgeleentheid, is ons doopgeleentheid. So Montana, daar's 'n klompie mense wat gesê het hulle kom. Daar's 'n hele paar van die viste wat by mekaar kom, want ons kuier 'n bietjie saam daarso. As u voel u is in die omgewing, u het lus om te kom, kom maak 'n draai en kom ons ondersteun die mense wat gaan onderdompel word en nuut gebore word. Halleluja. Dis in Montana, Pretoria. As jy vir my net 'n WhatsApp stuur, dan sê jy wil die plegtiging, die onderdompelingsplegtiging bywoon, dan stuur ek vir die inligting met die pinnommer, alles. Ons begin 2 uur stiptelik, so asseblief ek vra u altyd om bietjie vroeër te kom. So jy belangstel, gebruik die WhatsApp nommer 0722 367 124. Of anderste, kom ons bid vir die mense wat geonderdompel word, en ons loof Jaffa dat siele bygevoeg word in die koninkryk van Jaffa, soos wat dit daar gaan plaasvind. As dit die eerste keer is dat u na die reeks kyk of luister, is u uiters welkom. Altyd uiters welkom. Gaan asseblief na deel 1, begin reg voor, anderster het jy 'n magdom inligting gemis. Dit is uiters noodsaaklik om in te teken, om subscribe op die YouTube kanaal, sodat jy die kennisgewings kry van al die verskillende studies wat ons mee besig is, as ook ons TikTok boodskappe. Daar's 'n magdom TikTok boodskappe, vir broer Rudy en vir broer David, baie dankie sê, is 2 van ons IT mense wat met hierdie inligting werk. Stuur hierdie kennisgewing vir die vriende, asseblief, in die familie. Dis lewensveranderend, skryfblok en pen in 'n 33/53 Afrikaanse Bybel, of die Restoration of the Original Sacred Name Bible, die Rotterdam version wat ek 'n klompie van het, wat in die wêreld verban is. Jy kry hulle nie in 'n boekwinkel nie. Ja, ek sien hierdie een spookprediker met sy gitaartjie. Hy hou nou aan, die 33 Bybel is beskikbaar. Ek het my so gelag. Iemand het vir my 'n boodskap gestuur, waar hy toe vir die persoon vra, nou as jy dan sê die Bybelboeke is vrylik beskikbaar, sê vir my, waar kan ek een koop? In 'n boekwinkel, asseblief. Sê vir my, waar kan ek een koop in 'n boekwinkel? En tot nou toe het hy nie gerespond nie. As hulle beskikbaar was, sou die boekwinkels hulle aangehou het. Hulle is nie beskikbaar nie. Ek het 'n paar, sou jy belangstel, kan jy my kontak. Kom ons bid saam. Vader Jaffa, die tyd loop so vinnig. Ek wil vanmôre bid dat u hierdie woord in ons midde sal seën en dit lewend maak. En hierdie tyd wat ons saam gaan verkeer in die en om die woord, dat die woord vir ons bonatuurlike betekenis kry, en dat ons in ons sielsdimensies deur dit gebou word, sodat ons waardige ruagvrugte kan voortbring in 'n verlore wêreld. Terwyl die wêreld soek in honger en dors, Vader, sit ons met die antwoord. Ons sit met die geopenbaarde antwoord. Lei ons en gebruik ons elkeen op u bonatuurlike manier. Ons vra dit in die naam bo elke ander naam. Die naam Jaffa, die
volk van Jaffa sê halleluja. Halleluja. Baie welkom by Ontbyt met Prof Hannes. Ek vertrou dat vanoggend se studie sessie vir u 'n groot seën gaan wees. Ons gaan probeer klaarmaak met Spreuke 10. Ons is by vers 27. Hy sê, soos wat hy hier geskryf is in die 33, die vrees van die Here, H-E-R-E, als hoofletter, sorry, jy weet dit bestaan nie. Die vrees van Jaffa, my Elohim, vermeerder die dae. Die vrees, dis nie vrees soos om bang wees nie. Inteendeel, daai vrees sien ek die seëninge. Dis nie om te vrees nie. Ek het my vader gevrees toe ek 'n kind was. Beteken dit as my pa kom dan nee. Ek het my pa gerespekteer. Maar ek was nie vir hom bang soos dat hy my onnodig sal klap nie of my onnodig sal te nakom nie. Nee. Ek het verskriklike respek vir my pa gehad. So die vrees vir my pa is iets anderster. Dit is respek. Die vrees van Jaffa, my Elohim, die seëninge, daai vrees vir my, is soos om te sê, die seëninge van Jaffa. Sê 'n vrees nie. Die bruid het nie nodig om te vrees nie. Sê vir my, sal 'n bruid met 'n bruidegom wil trou, wat sy vrees? Daar's 'n manier nie. Sy het nie nodig om te, sy sal nie trou nie. Maar dit lyk dan asof ons uit vrees uit Jaffa dien. Nee, ons dien hom uit ons vrywilligheid. Die seëninge van Jaffa, ons Elohim, vermeerder die dae. So daai vrees vir my is die seëninge, die voorspoed, die heerlikheid. Maar die jare van die goddelose word verkort. Ek kan dit verstaan. Hoekom? Want die woord sê is wreed om te val in die hande van 'n lewende Elohim. Dit is verskriklik. Die verwagting van die regverdige is vrede. Wat 'n verwagting het u vanmôre? Ek het positiewe verwagting. Hier lê 'n hele naweek voor. Daar's die onderdompelingsgeleentheid. Ek is opgewonde. Ek het 'n verwagting dat daar ander mense gaan kom. Ek is opgewonde om te sien wat Jaffa weer met hierdie bo-natuurlike waarheid gedoen het. En weet jy wat, dis waar ek en u nie eers gearbeid het nie. Ons het die woord gebring. Maar meeste van daai mense wat kom, ken ek nie eers nie. Halleluja. Ek ken hulle nie eers nie. Ja, dalk met hulle gepraat, maar ek, as hy voor my staan, as hy by my in Pick n Pay staan, dan sal ek nie weet wie's dit nie. Weet jy hoe lyk hy nie? Weet jy hoe lyk sy nie? Maar die verwagting van die regverdige is vrede, blydskap, heerlikheid. Maar die hoop van die goddelose vergaan. Hoekom vergaan die hoop van die goddelose? Want hy het niks wat hy op hoop nie. Sy het niks wat hulle op hoop nie. Hulle hoop op iets wat nie eers hoopwaardig is nie. Dis verganklik. Maar ons hoop, die woord praat van die hoop, is gebou in die geloof. Geloof, hoop en liefde. Geloof, hoop en liefde. Hoop speel 'n groot rol in my geestelike rol. Daai ongoddelike het dit nie, hy verstaan dit nie. Die weg van Jaffa is vir die opregte 'n vesting, dis 'n blyplek, dis 'n skuilplek. Die regverdige skuil in die skuiling van die Allerhoogste. Hy verskuil in die, hy oornag in die skadu van die Allerheiligste. Halleluja. Halleluja. Ons wandel in die krag van die Ruach. Die weg van Jaffa, ons Elohim,
is vir die opregte 'n vesting. Die woord sê dis 'n bergvesting. Op 'n ander plek kom koning Dawid, hy sê dis 'n bergvesting. Hy sê ons hardloop in die skeur in en hy oorskadu ons. Daai oorskadu is hy beskerm ons, hy dra ons, hy hou ons. Die weg van Jahwe, ons Elohim. Wat is die weg? Die pad. Die lewenspad wat ons stap, is vir ons so groot vreugde en 'n blydskap. Wanneer ons môre as Jahwe liewe gesondheid spaar en daai mense gaan onderdompel in die bonatuurlike naam van Jahwe, hulle beklee, want Galasië 3:26-29 sê ons dat ons wie in Jahwe se naam geonderdompel is, die naam van Jahwe, het ons met Jahwe beklee, ons het die bruilofskleed aan. Het jy 'n bruilofskleed? Jy moet die bruilofskleed aangetrek kry. Anders gaan jy net gas wees. As jy 'n bruilofskleed aan het nie, gaan jy gas wees. Die weg van Jahwe is vir die opregtes 'n vesting. Dis 'n blyplek, dis 'n skuilplek. Dis 'n plek van beskerming, dis 'n plek van bewaring. Wanneer die onheil kom, jy weet, dit klink my amper soos 'n fort. Vroeger jare met die boere, hy het hulle forte gebou oor ons. Hier by Vereniging is daar een, daar by Kliprivier, staan die ou fort nog. Weet of my nog daar is, ek dink ons het seker al die tyd opgebreek het en weggedraai. Maar hy was al die jare daar. Dis waar die mense ingegaan het. As daar ouens in daai fort is, dan kan die vyand maar kom. Hulle het sulke skietgate gehad, oralste. Dan kan die vyand maar kom. Dis 'n fort, dis 'n skuiling. En dis wat hy sê, die weg van Jahwe, ons Elohim, is vir die opregte. Nou wie is die opregtes? Die ouens wat kan sê, ons is die 3 G's, die geseëndes, die gesalfdes, die gunsgenote, die opregtiges, die geregtiges. Ons word geregtig deur die bloed van Jahwe. Die weg van Jahwe is vir ons, vir die bruid van Jahwe. En ek wil dit nou vanoggend bietjie verander. Die weg van Jahwe, ons Elohim, is vir die Jahwiste. Die opregte, hy is vir ons 'n vesting. Vir wie? Vir die Jahwiste. Dis een ding om deel van 'n groep te wees, alhoewel ons nie 'n kerk of 'n organisasie is nie. Deel om te sê ek is deel van die bruid van Jahwe, wat vir my universeel is. Maar daar's 'n bietjie van 'n verskil wanneer ek sê vanmôre, ek is 'n ware Jahwis. Ek is 'n Jahwis. As jy my sny, dan sê jy loop jy vis. Ek sê dit altyd. Maak 'n grappie. Ons is 'n Jahwis. Ons kan nie onsself 'n Jahwis maak nie. Jy kan net 'n Jahwis word deur bekering, onderdompeling in die naam van Jahwe tot vergifnis van jou sonde en 'n heiligmaak van lewe. Hy is vir ons die vesting. Hy is vir ons die fort verbore wat keer dat die vyande ons niks kan maak. Maar die ondergang van die werkers van die onregtige, die weg van Jahwe is vir die opregtiges 'n vesting vir die Jahwiste, maar daai selfde weg is die ondergang vir die werkers van ongeregtigheid. Hulle vrees die weg van Jahwe. Dis kom baie van die ouens sê, wat goed was vir my oupa en my ouma's, maar goed vir my. Ek het hoeveel keer daai ding gehoor, vanaand toe ek 'n pastoor was. Wanneer jy met die mense, die 3 susters mense praat, en wat in kinderdoop glo, en jy wys vir hulle dat die Bybel praat, dat 'n kind kan nie gedoop word, hy het nie sonde, hy het nie nodig om gedoop word. Ja, maar die kerk sê so, broer. Die kerk sê, ag wat my oupa, jy sê my ouma en my oupa was almal verkeerd.
My oupa, my grootoupa, my pa, hulle almal was verkeerd. Ag, ou broer, wat goed is vir hulle, is goed vir my. Ek het hierdie nou weer die dag gehoor, toe ek met iemand praat, oor die geopenbare naam. Nee, sê die ou, nee broer, is nie vir my nie. Ja, want die woord sê, ek openbaar my aan wie ek wil. Maar weet jy wat, dit stop my nie, om die saad te saai nie. Hoekom? Want as daai persoon sy hart wil oopmaak vir die woord, toelaat dat die roog besit neem van hom, sy sielsdimensie beslag, akkommodeer, oorheers, dan gebeur wat hier so staan. Die weg van Jaffa, my Elohim, is vir die opregte 'n vesting. Ek wil sê 'n fort, 'n skuiling, 'n beskutting. Is u vanmôre beskik? Voel jy daai arms van Vader Jaffa om jou en oor jou en ervaar jy dit? Deur die salwing van die Ruach HaKodesh. Wanneer jy stap, dan stap jy soos iemand wat in die krag van die Ruach stap. Jy stap nie as 'n bedelaar nie, jy stap nie as iemand wat terneergedruk is nie, jy stap nie as iemand wat mismoedig is en afgerem is nie. Jesus, pastoor Chris, wat die kanker het. As ek met daai man praat, dan praat hy soos iemand wat so gesond is. Ek het hom nog nie een keer negatief hoor praat nie. Want hy sê, ek weet, my verlosser lewe. Kom ons wees in hierdie naweek positief in wat ons bely. Kom ons lewe positief in dit wat ons glo. Kom ons wees positief in dit wat ons gaan doen. En ons bly op die uitkyk om te kyk, waar kan ons iewerster in iemand se lewe die saad van die lewe kan plant. En onthou Spreuke 10 vers 29. Die weg van Jaffa ons Elohim is vir die opregtes 'n vesting, 'n bergvesting, 'n skuiling, 'n fort waar ons veilig is. Tot maandagooggend as Vader die lewe gesondheid spaar. Sy wil naby is. Maranatha. Jaffa kom weer. Halleluja.